Liefdes, ons sit ons reeks preke uit die brief van die Romeine voort en ons lees vanoggend uit Romeine hoofstuk 8. Romeine 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dan vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. En dan lees ons van vers 26 af. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Dan volg ons teksverse, vers 38 en 39. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele, of magte of teenwoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here.
Daarmee saam behandel ons dan Sondag 10 van die Heidelbergse Katekismus. Geliefde gemeentes van die Here, daar is soveel swaar kry in hierdie wêreld. Daar is soveel swaar kry in ons land. Daar is soveel swaar kry in ons gemeentes. Dit laat baie mense hulle geloof bevraagteken. Waar is God dan? Hoekom tref die dinge gelowiges ook? Party vra, wat het ons gesondig om dit te verdien? Is God dan nie veronderstel om te sorg dat dit altyd goed gaan met ons nie? Ja, sommige dink, 'n God wie se kinders nie almal ryk en gesond en gelukkig en voorspoedig is nie ten volle in beheer nie. 'n God wat nie kan keer dat rampe sy kinders tref nie, is nie ten volle in beheer nie. 'n God wat toelaat dat sy kinders ernstig siek word of sterf, is nie ten volle in beheer nie. Ja, so dink baie mense. Ons bely elke Sondag, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. In Sondag 9 bely ons dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel, dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. God het dus deur sy almag alles gemaak, en hy sorg steeds vir alles. Terwille van sy Seun Christus, is hy nou my God en Vader. Daarom kan ek op hom vertrou. Ja, ons bely in Sondag 9 dat God alles deur sy voorsienigheid onderhou en regeer. En dan vra Sondag 10, wat is die voorsienigheid van God? En die antwoord is die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en alle skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. God se voorsienigheid is dus 'n krag, dit is God se krag. Sy almagtige en oral teenwoordige krag. Hierdie krag is almagtig, met ander woorde, God kan enigiets daarmee doen. Die krag sal altyd sterk genoeg wees. En hierdie krag is ook oral waar God is. En God is orals. Daarom is die krag ook oral teenwoordig. Geliefdes, dit beteken dat daar geen plek in die hele heelal is waar God nie met hierdie krag werk nie. Met hierdie almagtige en oral teenwoordige krag regeer God in die hemel en op die aarde en hou hy alles onder sy beheer. Daar is vandag mense wat sê dat God nie alle dinge onder beheer het nie. Selfs Afrikaanse teoloë. Rampe en siekte wat sy kinders tref, sê hulle, moet tog buite God se beheer wees.
As dit binne sy beheer was, dan sou hy dit mos gekeer het, redeneer hulle. Maar hulle redeneer verkeerd, want hulle gaan van 'n verkeerde veronderstelling uit. Hulle gaan uit van die veronderstelling dat God wil hê dat ons almal altyd ryk en gesond en gelukkig en voorspoedig moet wees. As jy 'n ernstige siekte opdoen, sê hulle, is dit mos buite God se beheer, want as hy kon, sou hy dit gekeer het. Daarteenoor bely ons op grond van God se woord. God regeer alles met sy voorsienigheid. Dit is die almagtige en oralteenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en alle skepsels asof met sy hand onderhou en so regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Die katekismes kies met opset hierdie lys met teenstellings, sodat ons kan besef, niks is buite God se beheer nie. Letterlik alles wat met ons kan gebeur, staan onder God se beheer en toelating. Lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, ja, alles waaraan jy kan dink, staan onder God se beheer en toelating. En dit troos my om dit te weet, want of ek siek is, en of ek gesond is, of ek ryk is en of ek arm is, of ek voorspoedig is en of ek teëspoed beleef, ek is steeds veilig in God se hand. Ons troos is mos nie dat ons altyd ryk en gesond en gelukkig en voorspoedig sal wees nie, maar dat ons, of dit goed gaan en of dit sleg gaan, altyd in God se hand sal wees. Niks gebeur per toeval nie, en alles word deur ons hemelse Vader beskik en beheer. Ja, Jesus Christus sê self, God se voorsienigheid is so omvattend, dat daar nie eens 'n haar van ons koppe kan val, sonder dat God dit toelaat nie. Maar wat help dit 'n mens om aan die voorsienigheid te glo? Vra die volgende vraag van Sondag 10. En die antwoord is drieledig. Dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie. Aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. So as ek aan die voorsienigheid van God glo, dan help dit my met 3 dinge. Om in teëspoed geduldig te wees, om in voorspoed dankbaar te wees, en om in alle omstandighede op God te vertrou, omdat ek weet dat niks my van sy liefde kan skei nie. Ons kyk kortliks na hierdie 3 dinge. Om in teëspoed geduldig te wees is eintlik menslik onmoontlik, behalwe as jy aan die voorsienigheid van God glo. Van nature raak ons ongeduldig as dinge skeefloop. Van nature hou ons nie van teëspoed nie. Van nature raak ons baie keer kwaad of opstandig of moedeloos wanneer dinge net nie verloop soos wat ons dit wil hê nie. Maar geloof van God se voorsienigheid maak dat ek geduldig kan wag dat God sy doel met die beproewing sal bereik. Hy het ons beloof dat hy alles vir my ten goeie sal laat meewerk.
Ja, selfs met die slegte dinge in my lewe het God 'n goeie doel. Petrus skryf in sy eerste brief, hoofstuk 1 vers 3 tot 6. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Ja, wanneer Jesus Christus weerkom, sal ons deel kry aan 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, skryf Petrus. Boonop is hier 'n dubbele bewaring by betrokke. Die erfenis van die ewige lewe en heerlikheid word vir ons in bewaring gehou. Maar God bewaar ons ook vir die erfenis. God sê dis eintlik vir ons, onthou, terwyl jy swaar kry, bewaar ek hierdie heerlike erfenis veilig vir jou. Maar meer as dit, terwyl jy swaar kry, bewaar ek jou ook vir die erfenis. Ek sal sorg dat jy veilig daar aankom. Jy en die erfenis sal ongeskonde wees wanneer Jesus Christus weerkom. Dan gee die woord die verstommende opdrag. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Ja, Petrus moedig ons aan om bly te wees, selfs al beleef ons beproewings, selfs al word ons ook vervolg, soos wat sy lesers vervolg is. Dit is natuurlik net gelowiges wat aan God se voorsienigheid glo, wat hulle kan verheug wanneer dit swaar gaan. Wat is die rede waarom ons onsself in beproewings kan verheug? Petrus sê, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Daar gebeur 3 goed met ons geloof wanneer ons swaar kry. Eerstens word dit getoets. Geliefdes, baie mense verstaan hierdie toets verkeerd. Hulle dink dat God met beproewings kyk of ons geloof eg is of nie. Maar dit kan tog nie wees nie. Hy weet mos alles. Boonop het hy self die ware geloof aan ons gegee. Nee, hierdie toets beteken nie dat God kyk of ons geloof eg is nie. Hy bewys dat ons geloof eg is. Soos wat hy aan die Satan dit bewys het, dat Job se geloof eg was. Hierdie is dus nie 'n toets wat ons in eie krag kan slaag nie. Nee, dit is 'n toets wat God se krag in ons slaag. Deur beproewings bewys God dat my geloof eg is. Die tweede ding wat met my geloof gebeur, is dat deur beproewings word my geloof gesuiwer. Net soos wat egte goud wel onsuiverhede kan bevat, net so kan geloof, al is dit ware geloof, ook onsuiverhede bevat. Soos wat vuur gebruik word om goud te louter, so word beproewings gebruik om ons geloof te suiwer.
Die derde ding wat met my geloof gebeur in beproewings, is dat my geloof voorberei word vir die wederkoms van Jesus Christus. Ja, ons besef dit nie altyd nie. Daar is 'n direkte verband tussen my beproewings en die wederkoms van Jesus Christus. Petrus skryf in vers 7, die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. By die wederkoms sal my geloof finaal as eg en as gesuiwer bewys word. Dan sal dit lof en heerlikheid en eer waardig wees. Ja, God self sal die geloof wat hy self aan my gegee het, wat hy deur beproewings eg bewys het, wat hy deur beproewings heen gesuiwer het, hy self sal hierdie geloof prys by die wederkoms van Jesus Christus. Daarom kan ek bly wees oor beproewings en kan ek geduldig op God wag vir die uitkoms in teëspoed. Die tweede gevolg van om aan die voorsienigheid van God te glo, is dat dit my dankbaar maak in voorspoed. Dankbaar omdat ek weet, ek maak nie my eie voorspoed nie. Ek is van God afhanklik daarvoor. Wanneer dit baie goed gaan met my, dan kan ek baie maklik van God vergeet. Maar as ek aan God se voorsienigheid glo, vergeet ek nie van God as dit baie goed gaan met my nie. Maar dit maak my juis dankbaar, baie dankbaar, want ek besef, hy gee dit aan my, hy skenk dit aan my. Ek maak dit nie self nie, en ek verdien dit ook nie. Om dankbaar te wees is 'n opdrag wat die Bybel vol staan. In Hebreërs 12 vers 28 en 29 staan daar: laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. Laat ons dan nou dankbaar wees. Die ou vertaling sê, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees. Ons word hier aangespoor om dankbaar te wees, om dank aan God te bewys. Om dankbaar te wees, geliefdes, is baie meer as net 'n warm gevoel in jou hart. Ware dankbaarheid bly nie net by 'n gevoel nie, maar gaan oor in dade. Dankbaarheid word dus nie net gevoel nie, maar ook met die daad bewys. Daarom sê Hebreërs 12, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Ware dankbaarheid gaan oor in diens. Dit maak dat jy die Here dien. Dankbaarheid is 'n lewensingesteldheid wat alles wat jy doen bepaal. As ek glo dat God alles deur sy voorsienigheid onderhou en regeer, dan maak dit my dankbaar wanneer dit goed gaan met my. Laastens maak my geloof aan God se voorsienigheid dat ek op God kan vertrou dat niks my van sy liefde sal skei nie. Ons bely mos in Sondag 10 dat die nut daarvan om in die voorsienigheid van God te glo is dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel. Dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer
of beweeg nie. So geloof van God se voorsienigheid maak dat ons selfs in teëspoed, maar ook in voorspoed op God kan vertrou. Ons moet daarom voortdurend of daarop voorbereid wees dat teëspoed soms kan maak dat ons vertroue in God verloor. Hoe goed is ons voorbereid op teëspoed? Is jy geestelik voorbereid daarop, byvoorbeeld om in 'n ernstige motorongeluk te kom, of ernstige siekte, of dat 'n geliefde ernstig siek word of self sterf, of dat jy werk verloor, of dat 'n brand die huis verwoes, of dat jy in 'n misdadige aanval kom. Wel, as jy nie in die voorsienigheid van God glo nie, dan is jy nie daarop voorbereid nie. Dan sal jy met vrees vir die toekoms lewe, want enigiets kan met 'n mens gebeur. Nou glo ons in die voorsienigheid van God en kan ons op hom vertrou vir die toekoms. Romeine 8 en Sondag 10 verseker ons egter dat die sterkste mag in die hele kosmos God se liefde vir ons is. Sy liefde wat hy aan ons bewys het toe hy sy seun Jesus Christus vir ons sondes laat sterf het. Daar is geen sterker mag as God se liefde vir ons nie. Daarom kan Romeine 8 vers 35 vra: wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding? Kan dit God se liefde van ons wegneem? Die lyding van 'n ernstige siekbed of die lyding van 'n onregverdige beskuldigings? Of kan enige lyding my van die liefde van die Here skei? Nee, dit kan nie. Want sy liefde is die sterkste krag wat daar is in die kosmos. Wat van benoudheid? Moeilike omstandighede wat jou vasdruk. Kan enige benoudheid my van die liefde van die Here skei? Nee, dit kan nie. Want sy liefde is sterker as dit. Wat van vervolging omdat jy 'n kind van die Here is? As jou maats jou nie meer wil ken nie, omdat jy nou as kind van die Here nie met hulle sonde geassosieer wil word nie. Of as jy afgedank word omdat jy nie wil deel wees van korrupsie of oneerlikheid by die werk nie. Of as jy in 'n konsentrasiekamp gestop word omdat jy weier om die Here te verloon. Kan enige vervolging my van die liefde van die Here skei? Nee, dit kan nie. Sy liefde is sterker as dit. Wat van hongersnood? Sien ons gereeld oor die televisie uitgeteerde kinders wat smag na iets om te eet, waar daar hongersnood of droogte of oorlog of swak regering is. Kan hongersnood my van die liefde van die Here skei? Nee, dit kan nie, want sy liefde is sterker as dit. Wat van naaktheid, oftewel armoede? Sê nou maar jy word so arm dat jy nie eens klere het om aan te trek nie. Kan dit my van die liefde van die Here skei? Nee, dit kan nie. Sy liefde is sterker as dit. Wat van gevaar wat jou lewe bedreig? Sê nou jy's in 'n winkel as dit beroof word, of jou motor word gekaap. Kan dit jou van die liefde van die Here skei? As jy in die loop van 'n rower se vuurwapen moet opkyk? Nee, dit kan nie. Sy liefde is sterker as dit. Wat van die swaard, oftewel oorlog, of die dood self? Kan dit my van die liefde van die Here skei? Nee, dit kan nie, want sy liefde is sterker as dit. Sy liefde is self sterker as die dood. Jesus Christus het juis aan die kruis gesterf en uit die graf uit opgestaan om my van die dood te verlos en aan my die ewige lewe te skenk.
Geliefdes, daarom kan ons saam met die slot van Romeine 8 uitroep. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Beteken, geliefdes, ons het die troos. Al kan ek alles verloor, God sal my nooit verloor nie. Al kom ek ook in watter omstandighede of beproewing, God sal my daardeur dra. Nie 'n mens nie, ook nie 'n ding nie, maar God self. En daarom moet ek my hele lewe alleen op hom bou. Alles kan van jou weggeneem word. Net jou geloof kan niemand van jou wegvat nie. Jou geloof in Jesus Christus, wat tot die ewige lewe lei. U kan in die vreugde en die gerusstelling van hierdie geloof deel, deur vas te glo dat God in alles ten volle in beheer is, en dat niks u van die liefde in Christus kan skei nie. Die Heilige Gees self sal daarvoor sorg. Hierdie geloof maak jou deur die kragtige werking van die Heilige Gees dankbaar in voorspoed, geduldig in teëspoed en versterk jou vertroue in jou almagtige hemelse Vader, dat niks in die toekoms jou van sy liefde sal skei. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die heerlike troos, dat U alles en almal regeer deur U voorsienigheid. En dat dit groot nut het, groot bemoediging het, vir elkeen van die kinders, wat aan U voorsienigheid glo. Ja, dat dit ons geduldig maak in teëspoed deur die krag van die Heilige Gees. Dat dit ons dankbaar maak in tye van voorspoed, ook deur die krag van die Heilige Gees. En dat dit vir ons die vermoë gee om vas op U te vertrou, om nie bang te wees vir die toekoms nie, maar om alle vertroue in U te stel, omdat ons weet, deur die krag van die Heilige Gees, dat niks of niemand ons van U liefde kan skei nie. Dat U liefde self sterker is as die dood. Dat U liefde vir ons in Christus lei tot die ewige lewe saam met U. Skenk U vir ons hierdie vastigheid in ons geloof, want uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dit is ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes om ingesamel te word.
songesang is skrifbreuke 59 of 10:2 in die groenboeke, die Ons Vader gebed. En ons sluit ons gebed af met: van U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Sing dit bidend, skrifbreuke 59 of 10:2, dan bly ons staan vir die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.